Hoe het Jezus se doop jou lewe verander? Kom ons lees in Matteus 3 vanaf vers 13 tot 17. Toe het Jezus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe. Maar Jezus het geantwoord en vir hom gesê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jezus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. En met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Tot sover. Nou hierdie is een van die grootste oomblikke in die geskiedenis. Met Noag het die Here die ou wêreld van die nuwe wêreld geskei. Met Moses wat die volk deur die Rooi See gelei het, het God skeiding gemaak tussen Israel en hulle slawerny en hulle vryheid gegee. Met die volk wat in die tyd van Josua droogvoets deur die Jordaan getrek het, het God skeiding gemaak tussen die straf van die woestyn en die seën van die beloofde land. Dit was almal groot oomblikke, waterskeidings in die letterlike en figuurlike sin. Maar al daardie gebeurde was 'n skadubeeld van wat hier gebeur. Toe Jezus in die water van die Jordaan tree, vestig hy weer ons aandag op daardie waterskeidingsoomblikke. Maar hierdie een is anders. God kloof nie die Jordaan oop nie. Hy kloof nie enigsins die water oop nie. Maar Jezus word gedoop en toe kloof God die hemel oop. Hy maak die hemel oop en die Gees van God daal soos 'n duif op hom neer. Dit laat 'n mens dink aan die skepping waar die Gees van God oor die water gesweef het. En God skeiding gemaak het tussen die water onder op die aarde in die see en die waters in die hemel. 'n Duif laat ons ook nog dink aan Noag, wat 'n duif uitgestuur het om te kyk of dit veilig was om uit die ark uit te gaan. En Jezus wat in die Jordaan intree, laat ons dink aan toe Israel die beloofde land ingegaan het. Maar hier is een probleem. Johannes se doop was slegs gedoen met die belydenis van sonde. Maar Jezus het dan geen sonde nie. Hoe kan hy gedoop word? En daarom teken Johannes dadelik beswaar aan en hy staan eintlik terug en hy sê vir Jezus, ek kan nie u doop nie, u moet eerder vir my doop. Maar Jezus sê vir hom dat hy dit moet toelaat, want hierdie is nodig om die geregtigheid te vervul. Hierdie is die groot waterskeidingsoomlik waar Jezus nie net gedoop word ter wille van sonde, of waar hy glad nie gedoop word ter wille van sonde wat hy gedoen het nie, maar hy neem die verantwoordelikheid van ons sondes op hom en hy word gedoop ter wille van ons sondes. Hy lei nie net vir Israel na 'n fisiese beloofde land nie, maar hy koop ons vry. Jezus kom nader. Hy maak skeiding tussen Israel en hulle sonde. Hy maak nie skeiding hier tussen Israel en een of ander menslike slawerny of swaar kry nie. Hy maak skeiding tussen jou en jou sondes. Hy lei ons na die ewige lewe toe. Net soos die vorige dagstukkie, plaas jou hand op jou voorkop. Voel die plek waar jy gedoop is. Want dit is die getuienis wat God vir jou gee. Soos die water by die vloed, by die Rooi See, by die Jordaan in Josua se tyd. Net so deur die getuienis van die water waarmee Jezus gedoop is, getuig die water waarmee jy gedoop is, dat jy geskei is van jou sondes en aan God gebind is. As jy en God vandag na jou sonde kyk, voel daardie water op jou voorhoof. En onthou,
dat die beloftes van die doop nie verander op die grond van hoe jy voel nie. As jy vandag bekommerd raak oor, is my sondes vergewe, dit beteken nie, jou doop wat jy gehad het, is nie genoeg gewees nie. Of die betekenis van daardie doop is weg nie. God het skeiding gemaak op grond van Jesus se doop, op grond van Jesus se oorwinning op Golgotha. Het hy skeiding gemaak tussen jou en jou sondes. En God sal dit nie ophef as jy die dag sleg voel nie. Net soos wat hy nie vir Israel teruggestuur het, toe hulle teen hom gemurmureer het, toe daar nie kos was nie, toe daar nie water was nie, toe die volk in Egipte, in Kanaan vir hulle te groot en sterk gelyk het nie. God het hulle wel getug en hulle teruggelei na hom. Hy het hulle weer geskei daarvan. En so kom die doop en hy getuig. God is getrou aan sy beloftes. God het jou geskei van jou sonde. Kan jy getuig dat daardie skeiding daar is? Of probeer jy eerder daardie skeiding ophef deur om jouself oor te gee aan die sonde van hierdie wêreld, sonder dat jy berou het daaroor? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, werk ons die berou in ons harte wanneer ons terugroep en na die skeiding tussen ons en ons sondes wil ophef. Laat die doop, ons doop en die doop van Jesus Christus, ons herinner dat U ons anders maak, dat U ons vry maak, U ons skei van ons sondes en ons lei na die ewige lewe. Laat ons hierdie pad stap en U volg, sodat ons die oorwinning, die finale oorwinning kan sien, wanneer die waters van die Rooi See toegaan en die sonde vir ewig bedek. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen.